Goeiemôre, is Vrydag, is 24 April, Dirk wat weer met u gesels en ons kyk vanoggend na ietsie interessants in die skrif. Jy het seker al gehoor dat mense die uitdrukking gebruik, spreek lewe. Dit het selfs dalk al met jou gebeur dat jy iets sou sê soos, ek is besig om verkoue te kry of hierdie gaan 'n rowwe week wees en dan word jy onkant gevang deur iemand wat jou vermaan, moenie dit uitspreek nie. Mense wat dit sê, bedoel daarmee dat jou woorde skepende krag het, dat dit wat jy sê gaan gebeur. Daarom moet jy nooit negatiewe dinge sê nie, want dit gaan die situasie vererger. Jy moet eerder sê, ek is ryk, ek is geseënd en dan gaan jy ryk wees. As jy siek is, moet jy eerder sê, ek is gesond en dan sal jy genees word. Miskien as ons bewus is van hoe hierdie beweging ontstaan het, sal ons anders begin dink hieroor, aangesien ons niks hiervan in die skrif van die skrif of die geskrifte van die kerkvaders voor die 19de eeu kry nie. Amerikaanse baptis S.A. Kenyon het daar in die 19de eeu sy siening van die mens se vrye wil gemeng met wat hy genoem het New Thought metafisika. En hy het gesê dat die mens soos 'n God is en dat jy deur jou denke van siekte en armoede kan bevry. Jou woorde het skepende mag soos God en dat jy met jou woorde kan skep. Veral dan op die terrein van die materiële. Jy kan deur woorde 'n beslissende invloed op jou lewensstandaard hê. En die situasie waarin jy jou vandag bevind is die gevolg van dinge wat jy in die verlede oor jouself sou uitgespreek het. Jy moet daarom net aanhou om God se woord hardop uit te spreek, sodat dit wat jy vir jouself sien gebeur 'n realiteit word, jy dan die mag om jou diepste begeertes te laat waar word. Nou die Word of Faith beweging het hieruit ontstaan en bekende predikers is voorstanders van hierdie leerdwaling. Kortom moet jy die Bybel bestudeer en gaan kyk na watter dele op jou spesifieke situasie van toepassing is en dit dan hardop verklaar. Hierdie waarheid behoort aan my, ek eis dit vir myself op. Dit is verder besonder belangrik dat jy dit hardop blykbaar moet verklaar, want daar lê krag in jou woorde. En dan natuurlik is daar die dilemma van wat as ek dit nou klaar uitgespreek het? Is ek nou in die moeilikheid? Wel, blykbaar nie, want die voorstanders hiervan het darm 'n oplossing daarvoor. Dit word blykbaar net in Jesus naam gekanseleer dan. Nog iets wat ons nêrens in die skrif vind nie. Maar daar moet darm 'n uitkoms gevind word vir die probleem wat ek met my woorde geskep het. Daar word baie gedeeltes in die skrif aangehaal om te probeer bewys dat hierdie 'n leerstelling is wat deur die Bybel ondersteun word. Jesaja 55 vers 11 en Romeine 4 vers 17 word dikwels aangehaal ter ondersteuning van hierdie beweging. As ons egter na hierdie teksverse kyk, sien ons dat dit God is wat in beide aan die woord is. Dit het alles met ons geloof te doen en het geen toepassing op die woorde van mense nie. Een van die belangrikste leerdwalings kom uit 'n verkeerde siening van Spreuke 18 vers 20 en 21. Daar staan, deur die regte woorde te gebruik kan 'n mens sy honger stil. Hy kan genoeg kry om te eet deur wat hy sê. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat sal die gevolge dra. Maar om hierdie teks te verstaan, is daar 'n paar dinge wat ons in gedagte moet hou. Spreuke is deel van 'n groep boeke wat ons wysheidsliteratuur noem. Ons leer in Spreuke van wysheid wat van God afkom. Wysheid is om in diens van die Here te leef. Die teenoorgestelde daarvan is om weg van God te wandel en jou nie aan deur sy woord te laat leer nie. Spreuke leer ons om ons woorde versigtig te kies, want dit dui die toestand van ons harte aan. Spreuke 17 en 18 leer ons oor wysheid in terme van ons mond, spraak, denke en optrede. Ons lees dinge soos, wyses praat spaarsamig en met insig. Moenie jou ore aan kinderstories uitleen nie. Luister na alle feite voor jy jou uitspreek. Let op na die krag van jou woorde. Spreuke digter leer ons nie dat die krag van ons woorde 'n skepende krag soos God se woorde is nie, maar dat dit mense kan seermaak. Enkele verse vroeër het die digter self aangedui hoe lewe en dood in die krag van die tong lê. Gaan kyk maar na vers 5 en 8. Dus die verwysing na wat ons kry om te eet wat ons van lees in vers 20 is die gevolg van ons woorde, of dit nou goed of sleg is. Ons woorde het daadwerklike gevolge en ons kan daarmee ander mense opbou of afbreek. Wat ons eintlik in Spreuke 18 het, is niks anders as 'n samevatting van die voorafgaande deel nie. Die Here leer ons onder geen omstandighede hier dat ons woorde skepende mag het nie. Die Here gee boonop nêrens in enige een van die 66 boeke van die Bybel vir ons 'n voorbeeld van iemand wat lewe spreek nie. Ons moet hierdie eksegese reël moet ons toepas hier dat die skrif homself verklaar. En nêrens in die skrif vind ons iets wat die spreeklewe beginsel reflekteer nie. God is die enigste een wat iets kan skep deur te spreek. Ons sien dit vanaf die skepping in Genesis 1 en hy kan dit doen want hy is soewerein.
Nee, ons woorde het nie magiese kragte om alles te laat gebeur wat ons net sogenaamd spreek nie. Indien dit so was, sou die lewe dan baie makliker gewees het. Maar hoekom is hierdie spreeklewe teorie so gevaarlik? Dit plaas 'n ongelooflike las op die gelowige, want die dinge wat jy spreek gebeur blykbaar nie omrede jou geloof te swak is nie. Dit gaan nie oor hoe groot ons geloof is nie, maar die allesomvattende van krag van God, van ons verlosser. Hierdie teorie verwoes die feit dat Christus ook soms deur lyding en swaar kry ons opbou en nader aan hom bind. Want dit openbaar volgens die spreeklewe benadering gebrekkige geloof. Nee, ons as skepsels kan nie omstandighede skep of verander deur dinge uit te spreek nie. Indien ons kon, sou die lewe regtig maar baie makliker gewees het. Here, help ons om net so te leef, dat ons U kan verheerlik. In Jesus naam. Amen.